Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vandag gaan 'n paar jong mense belydenis van geloof aflê. Dit is 'n besondere oomblik, 'n oomblik waar hulle voor God en sy gemeente staan en sê, ek glo. En dit laat my nogal wonder, wat glo ons presies? En waarom is dit so belangrik dat ons dit bely? Die antwoord lê juis opgesluit in Johannes 3 vers 16, 'n vers wat die hart van die evangelie saamvat. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. In Johannes 3 vers 16 gaan dit nie oor die mens wat so oulik en heilig is nie. Dit gaan nie oor die mens wat vir God so lief is, dat hy homself oorgee aan God nie. In Johannes 3 vers 16 gaan dit oor die heilige, almagtige skepper God, wat die mens so lief het, dat hy homself aan ons kom oorgee. God se groot liefde is die bron van ons verlossing. Want so lief het God die wêreld gehad. Dit begin nie by onsself nie. Dit begin by God. Die evangelie begin nie met ons wat doen of voel nie, maar met wat God gedoen het. En dit begin met sy liefde. God is liefde. Hoe lyk God se liefde? Johannes 3 vers 16. So lief. So geweldig groot is God se liefde vir jou, dat dit is nie menslike liefde nie. Nie 'n voorwaardelike liefde nie. Nie 'n liefde wat kom en gaan soos ons gevoelens nie. Dis 'n liefde wat alle begrip te bowe gaan. Jy kan God se liefde vir jou glad nie verstaan nie. Hy is so lief vir jou dat hy self aan die kruis vir jou sterf. God het die wêreld lief gehad. Nie net goeie mense nie, nie net Israel nie, nie net vromes nie, hy het almal lief gehad. Hy het sondaars lief gehad. Hy het ons lief gehad toe ons nog sy vyande was. Dit is 'n onverdiende liefde. Niemand van ons het iets gedoen om dit te verdien nie. Romeine 5 vers 8 sê dit so mooi. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. God se liefde was nie net woorde nie. Dit het hande en voete gekry. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dat hy sy unieke seun gegee het. Unieke seun, nie soos die 83 en 33 vertaling sê sy enigste seun nie, want ons is deur Christus ook seuns en dogters erfgename van God. Uniek, daar is net een soos hy. Hy's verwek deur God self. Hy was waarlik God en waarlik mens. Dink daaraan. God het hierdie seun gegee, nie 'n engel nie, nie 'n profeet nie, sy eie seun, die een wat van ewigheid af by hom was, die een deur wie hy die wêreld geskep het, die een wat hy oneindig baie lief het. Toe Abraham sy seun Isak moes offer, het God op die laaste oomblik ingegryp. Maar toe God sy eie seun geoffer het, was daar geen ingryping nie. Jesus se bloed het gevloei. Die seun het gesterf. God het in jou plek self jou oordeel gedra. Waarom? Omdat God se liefde vir jou so groot was, dat hy bereid was om die hoogste prys te betaal. Die kruis is die maatstaf van God se liefde vir ons. Sodat elkeen wat in hom glo, God se liefde en Christus se offer is genoeg vir die hele wêreld. Maar dit word nie outomaties ons eiendom nie. Daar is 'n manier hoe ons dit ontvang, geloof, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat is geloof? Geloof is nie net 'n intellektuele besluit nie. Geloof gaan nie oor 'n klomp feite wat jy weeg en dan 'n besluit neem nie. Dit is nie dat jy aanvaar dat Jesus bestaan het of dat die Bybel waar is nie. Selfs die duiwels glo dit en bewe, sê Jakobus vir ons. Ware geloof is om jou volle vertroue op Christus alleen te stel vir jou verlossing.
Dit is om te sê, ek kan myself nie red nie. My goeie werke is nie genoeg nie. Maar Jesus het alles gedoen wat nodig is en ek vertrou op hom daarvoor. God vra nie volmaakte mense nie. God vra net gehoorsame mense. Calvin het gesê dat geloof soos leë uitgestrekte hande is wat gereed is om God se geskenk te ontvang. Ons bring niks nie. Ons kom net en ontvang. Let op die woord elkeen wat in hom glo. Dit is persoonlik. Dit help nie dat jou ouers glo nie. Dit help nie dat jy gedoop is as 'n baba nie. Dit help nie dat jy katekisasie, sonnaarskool gedoen het nie. Elkeen moet self glo. Vandag by die belydenisaflegging sê hierdie jong mense persoonlik, ek glo, nie ons nie, maar ek. Jy dra persoonlik verantwoordelikheid vir jou geloof. Luister baie mooi. Jy dra persoonlik verantwoordelikheid vir jou geloof. Jou geloof word nie een of ander tyd iets wat die kerk doen nie. Dit word nie iets wat die kerkraad moet gaan doen nie. Dit word nie iets wat die dominee moet doen nie. Jy dra persoonlik verantwoordelikheid vir jou geloof. Elkeen wat in hom glo. Die Griekse werkwoord wat hier gebruik word vir geloof, dui op 'n voortdurende handeling. Dit is nie net een keer glo en dan klaar nie. Dit is om te bly glo. Om aan te hou vertrou. Om daagliks by die kruis te kom. Dit bly jou verantwoordelikheid. Johannes 3 vers 16 sê dan verder, elkeen wat glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dit bring ons by die wonderlike resultaat van God se liefde en ons geloof. Ons word gespaar. Eerstens, ons gaan nie verlore nie. Die woorde verlore gaan beteken om vernietig te word. Om onder God se oordeel te kom en om vir ewig geskei te wees van God. Dit is wat ons almal verdien. Romeine 6 vers 23 sê immers, want die loon van die sonde is die dood. Maar deur ons geloof in Christus word ons gespaar van hierdie ewige dood. Christus het die straf in ons plek gedra en daardeur ontvang ons die ewige lewe. Ons wat glo, sal nie verlore gaan nie en sal die ewige lewe hê. En hierdie ewige lewe begin nie eers na ons dood is nie. Dit begin nou reeds. Jesus sê self in Johannes 5 vers 24, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en vir hom is daar geen veroordeling nie, maar hy het uit die dood na die lewe oorgegaan. Ewige lewe beteken om God te ken, om in gemeenskap met hom te lewe, om deel te hê aan sy koninkryk, en dit beteken nuwe lewe, getransformeerde lewe, lewe in oorvloed, nou en hier. Beleef jy al hierdie nuwe lewe? Luister weer mooi. Sal die ewige lewe hê. Dit sê nie moontlik nie, maar sal. Wie in Jesus glo, het die ewige lewe. Dit is seker, dit is betroubaar, dit rus op God se beloftes. 1 Johannes 5 vers 12 en 13 sê, wie die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie, het nie die lewe nie. Dit het ek aan julle geskryf, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. En nou kom ons by vandag se besondere gebeurtenis, openbare belydenis van geloof. Waarom openbaar bely? Jesus sê self in Matteus 10 vers 32, daarom, elkeen wat my voor die mense bely, sal ek ook voor my Vader in die hemele bely. Geloof is nie iets privaat wat ons vir onsself hou nie. Dit is iets wat ons openbaar sê, daaroor getuig en dit uitleef. Vandag sê hierdie jong mense en ook elkeen van ons opnuut voor God en voor die gemeente, ek glo in Jesus Christus, ek vertrou op hom alleen vir my redding. Dit is 'n belangrike stap in jou geloofslewe, ook om dit gereeld te doen. Dit is 'n oomblik waar jy persoonlike verantwoordelikheid neem vir die geloof waarin jy gedoop is as 'n baba. Jou ouers het toe namens jou die geloofsbeloftes afgelê. Vandag doen jy dit self. Vandag doen ons wat luister dit weer opnuut. Wat bely ons?
Ons bely dat ons sondaars is wat redding nodig het. Ons bely dat Jesus Christus die enigste redder is. Ons bely dat ons vertrou dat Jesus alles gedoen het om ons verlossing te verseker. Jesus het mos daar aan die kruis gesê, dit is volbring. Ons bely ons geloof in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons verbind ons om getrou te bly in hierdie geloof, om te lewe as kinders van God, om deel te wees van sy kerk, om te groei in heiligmaking. Ons gaan ook vandag saam nagmaal hou. Die doop en die nagmaal is mos juis die tekens en seels van God se liefde. Die nagmaal is nie 'n nuwe evangelie nie. Dit is die evangelie van Johannes 3 vers 16 op 'n tasbare, sigbare manier. Want die nagmaal wys God se liefde. Die brood en die wyn herinner ons aan die liggaam en bloed van Christus, aan sy liggaam wat gebreek is en sy bloed wat gestort is. Dit is die bewys van God se groot liefde. En elke keer as ons nagmaal vier, sê ons, kyk hoe lief het God ons gehad. Hy het sy seun gegee. Maar die nagmaal vra ook geloof. Om aan die nagmaal deel te neem, moet ons glo. Ons moet vertrou dat Christus se offer vir ons was. Die nagmaal is vir gelowiges, vir diegene wat met hulle hande van geloof uitreik na Christus. Wanneer jy die brood en die wyn ontvang, is dit 'n daad van geloof. Jy sê, ek ontvang opnuut vir Christus. Die nagmaal gee ons sekerheid. Die nagmaal is 'n bevestiging van God se beloftes. Dit versterk ons geloof. Dit herinner ons aan ons redding. Dit gee ons nuwe krag vir ons geloofsreis. Maar die nagmaal verbind ons wanneer ons saam die brood en die wyn drink. Ja, dan word ons verbondenheid as gelowiges as gemeente sigbaar. Ons is een liggaam in Christus. Ons deel in dieselfde redding. Ons is saam kinders van God. Vandag bevestig en verseker God vir jou dat jy werklik deel van God se huisgesin is. Wat beteken dit alles vir ons? Vir diegene wat vandag hulle geloof bely, belydenisaflegging is nie die eindpunt nie, dit is die beginpunt. Dit is die begin van 'n lewe van getroue gehoorsame disippelskap. Jy sal versoekings in die gesig staar, jy sal twyfel ervaar, daar sal tye wees wanneer jou geloof getoets word. Daar sal tye in jou lewe kom waar jy geloof verkeerd verstaan en dalk begin dink dat die kerk daar is om jou te dien. Geloof is jou oorgawe aan God saam met jou medegelowiges. Jy dra persoonlik verantwoordelikheid vir jou geloof. En onthou hierdie waarheid, God se liefde het nie verander nie. Christus se offer is steeds genoeg. Hou vas aan die woord, bly bid, gee jouself daagliks aan God oor, bly deel van die geloofsgemeenskap en kom gereeld aan die nagmaalstafel om opnuut versterk te word. Hoe maklik raak ons nie gewoond aan sulke groot waarhede nie. So lief het God die wêreld gehad. Wanneer laas het jy stil geword by die grootheid van God se liefde? Wanneer laas het jy werklik besef wat dit vir hom gekos het om jou te red? Laat die nagmaal vandag weer 'n tyd van hernuide verwondering wees. Kom met 'n hongerhart, kom met dankbaarheid, kom met geloof. Miskien is daar iemand wat twyfel of jy regtig glo. Miskien voel jou geloof swak. Miskien wonder jy of jy werklik gered is. Onthou, dit gaan nie oor die grootheid van jou geloof nie, maar oor die inhoud van jou geloof. Hoor die woorde, elkeen wat in hom glo. Dit sê nie, elkeen wat perfek glo nie, of elkeen wat 'n sterk geloof het nie, maar elkeen wat glo in hom. Ja, al is ons geloof kleiner as 'n mosterdsaadjie, maar jy hou vas aan Christus se verlossing, is jy veilig. Die vraag is nie, is my geloof sterk genoeg nie, die vraag is, glo ek in Christus? Vandag hoor jy weer die uitnodiging, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. God se liefde is vir jou. Christus se offer is vir jou. Die ewige lewe is gegee. Jy hoef net te glo in hom. Kom soos jy is. Kom met jou twyfel. Kom en ontvang. Johannes 3 vers 16 is 'n kort versie, maar dit omvang die hele evangelie. God se oneindige liefde,
Christus se volkome offer, ons eenvoudige geloof in hom, die wonderlike redding wat daaruit volg. Vandag bely ons hierdie waarheid, vandag vier ons dit aan die nagmaalstafel, en vandag leef ons dit uit deur ons toewyding aan Christus te hernie. Kom ons vier dan saam die nagmaal. Kom ons neem die brood. Wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, en glo ons dat hy al ons sondes weggevat het. Kom ons eet die brood. Kom ons neem die wyn. Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het, en glo ons dat hy al ons sondes weggevat het. Kom ons drink die wyn. O Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg, dat ons kan weet, dat elkeen wat in U glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal kry. Dat ons nou reeds die ewige lewe gekry het. Dat ons nou reeds nie meer onder die oordeel van God staan nie. Elkeen van ons wat in Jesus Christus glo. Dankie Here, dat U ons geloof nie weeg nie. Want nie een van ons het eers die geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie nie, want U sê vir ons, as jy die geloof so groot het soos 'n mosterdsaadjie, sal jy vir 'n berg sê om in die see te gaan, en dit sal in die see ingaan. Nie een van ons se geloof is eers so groot soos 'n mosterdsaadjie nie, maar dit gaan oor in wie ons glo. Dankie dat U vir ons aan die kruis gesterf het. Dankie Here Jesus dat U aan die kruis gesê het, dit is volbring. Dankie God Heilige Gees, wat in ons woon, wat ons heilig, wat ons lei, wat ons die lig vir die wêreld laat wees. Help ons dan Here, dat ons daaraan sal vashou, klei in die hande sal wees, en vernuwe sal lewe elke dag. Amen. Die liefde van God die Vader wat ons gekies het, die genade van Jesus Christus wat vir ons gesterf het, en die gemeenskap van die Heilige Gees wat in ons woon, sal met julle almal wees, van nou af tot in ewigheid. Amen. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer U grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Hy maak ons
weer